Aangezien ons nou vandag aan loop, en ek dink ons bietjie meer, ek het vroeër hieroor gepreek, ek dink Roos sal wat van onthou en maar die donkie hier was daar wedergeboorte. Hulle sal onthou, hier was nie daar. Ek wil net sê, die rede snaaks nie, is dat mense wat het nodig het, die dag wanneer hulle praat is nie daar. Maar dat die kennis nodig het. Maar gaan saam my daar na Romeine 23 vers 3 tot 23. Hoor jy gaan heel lang kies ek sit? Heel lang kies ek sit? Asseblief, dis die laaste keer lees, ek sit, nou waar jy. Ek is al so weer. Word het droog nie. Nou, hy het hè. Ek kom en ek ons sê, kom begin by 22. Die gerechtigheid naamlik van God, die het die geloof in Jesus Christus, vir almal, en oor almal, wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek wil nog weet. Is dit nog wat goed breek? Nog wat goed breek? Ek wil nog weet, ek wil nog die man sê, buiten Christus, wat nooit gesondig het. Daar is nie een nie. Hy sê, almal gebreek en ontbreek, almal gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Maar ook wanneer jy wedergeboorte sonde wat as sonde dan met wedergeboorte uitgewaai? Weet jy wat ek kan sê? Wat is wedergeboorte? Nee. Een mens word wedergebore as jy kom vir my lees het vir jou. Wat lees het vir jou? Nou, Kolossense 3, vers 20. Ek dink is hy, ek sê maar. Ja, want julle met die nuwe mens bekleed, en vernuwe word tot die kennis van die beeld van die skepper. Ek weet wat hy is te maak, ek dink is hy. Maar dit is 3 vers 10. So wat 3 vers 10, waar was ek uit gewees, julle? Ek was nog te by Kolossense 3 vers 10. Ja, waarom die nuwe mens maak, ek sê te mekaar as ek skat gesondig onder. Ek was weer recht vers, ne? Right. Hoekom is dit so belangrik? Waarom was ons so gehamer op wedergeboorte? As jy nou verstaan, kom ek nou vir jou lees, ek kom op Jesus op, dit so gedoen, so gaan leergekom, daar gedruk. As jy nog nie wedergebore is, kom ek sê jou rug in Afrikaans, as jy nog nie wedergebore is, dan sê die koninkryk van God nie sien. Verstaan julle my? Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en om hulle doop sal gered word. Hoor my? Dis my so mooi vers hier. Hy sê, hy wat glo en om hulle doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Nou hoe was dit in 'n moontlik? Hoe kan ek kind om nou nie wat doop? Kan ek kind besluit hy om dat doop en toe nie wat doop? Hy sê hy wat om dat doop.
Hy sê, almal is gesondig, en dan breek hulle die heiligheid van God. Het 'n kind dan nou sondig? Dat is so dat nie, 'n kind sondig nie. Hy is gebore in 'n sondige wêreld, deur 'n sondige vader en moeder, maar die kind self is volmaak. God wil nie al dertig is, by geboorte is die baba volmaak. Maar soos die kind opgroei, so kruip die stadig maar seker. En waar dan, my broer, dit begin by die pa en die ma. Want jou klein Helsen, sê hy, Helsen, hoe mooi. Jou klein, hoe mooi. Terwyl die Vader vir ons sê, bly en leer jou kinders op in die vrese van God die Vader, sodat hulle God kan vrees as hulle by die tyd en die plek kom waar hulle gaan staan by kruispunt. Laat die keuse maak, besluit gemaak het, soos wij dag maak. Die keuse wat besluit vandag, is lekker wil jy waar, ek staan in die belewe, ek oefen in die belewe. Jy sê nou al gaan dit. Nee, daar nie. Trek net vir jou vanmorgen. En hulle wil nie praat. Hulle wil nie mee praat nie. Dit wil ek ook met jou. Hoe gaan we dat? Dat was lekker, dat was in die kerk. Zelfs met elkaar zelfs. Maar dus sê, straks dat we beginnen by wetgeving. Dan gaan wat voor die wetgeving. Shit. Ek krijg kolen aan. Alright. Jy sien, wedergeboorte is die aanname van Christus Jesus as verlossingsplan. 1. Aanname van Jesus Christus, aanname van God se woord, aanname van die Heilige Gees, aanname van die doop van die Heilige Gees, dit alles een deel van een in begin gekrippen en het eindig betekenen die dag wanneer die kist die deksel toegang en die sak in die grond af. Nou is die klaar, want jou roepen, want vir God jou geroepen klaar. Weet jy dat elkeen van ons wat hier sal sit, het voor ons gebore is, dat God ons geken. Het dit al reeds vir ons 'n roeping gehad. Het al reeds die roeping vir ons uitgelê, die hele pad vir ons volmaak uitgelê. Dis ons wat afdraai hier, afdraai daar, van die volmaakte wil van God af, wat maak dat ons nie die volmaakte seëning van God ontvang. Verstaan julle? Dis rof, wat is waar? Ek is so hemskuldig aan ek moet net my mond hou. Johannes, asseblief. Johannes 3 vers 10. Hierdie ken jy, dan glo jy om gelees wat dan van julle lees. Gaan die Here nie lees, want dit is nodig om julle te lees, as ek het lees op die bro, ek het net om sien. En is my bro. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nicodemus, die owerste van die Jode. En hy het in die nag, hoe bang was hy? Hy is die roep, ne? En hy is al winter, die loop van die sanagoge. Maar hy kom in die nacht na Jesus, skaal homself krippel. Want, vir die man wat gekyn aan sê, wat gaan we doen, want hulle gaan sy rang afneem. En hy gaan eindelijk verloor, hy gaan na al nie meer een pastoor wees. Jy weet pastoor te noem te op om die woord van God te kom. Enige wat in die woord van God te kom, met die Heilige Gees uit. Daar mooi, ek sê dit weer, ek herhaal, enige een kan die woord van God verkondig, mits jy die Heilige Gees het, want die Heilige Gees weer hulle afgaan met die waarheid. En dis die Gees van God, wat ons lei wanneer ons sit en iemand deel oor die woord van God, dan is dit die Heilige Gees, die een mens wat vlees moet, maar die Heilige Gees, wat aan jou openbaar, wat jy moet sê, dat daar spesifieke mens nodig het. Kijk, hy het in die nacht na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, wat beteken leermeester? Maar ons weet dat die leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen, wat jy doen, as God nie met hom is. Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as iemand nie die nooit hoor sê Jesus, asseblief luister,
gaan getuig daar buite, gaan sê, jy dat daar gebloop het, dat jy dat daar gebloop word, gaan getuig dit daar buite, hy sê, hoor sê Jesus sê voorwaar, wat beteken voorwaar, jy wat weet dat in die leer sê, wat beteken dit, as hy sê voorwaar, hy sweer by homself, omdat hy nie by niemand kan sweer, hoor as hy self, dan as niemand hoor as hy, daarom sê voorwaar, ek sê, want dan is iemand jou rug en afverhouder, wat kan jy doen? Hierdie stem wanneer hy ons sê, dat hy nie glo in Jesus nie. Jesus ander sê vir my, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis nie helemaal wat gesê nie, is die Bybel wat gesê. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud geword het, oud is, gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede maal in die skoot van sy moeder ingaan, gebore word nie. Kyk wat blind is hierdie leier van Israel. Dis die man wat die hele volk lei. Wat nie weet, dat beteken, dat jy dit gebore het. Hy het nie idee nie. Hy het nie 'n koeken klou waaroor gaan dit, waaroor hy nou met Jesus praat. Gaan nou verstaan, gaan nou sien. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand die gebore word, het water en gees, die water is nou vandag. En dan moet jy nou, en jy ook dan, al die twak los, en heilig maak die Nasaret, so jy kan die Heilige Gees doop ontvang. Want hy kom van die Here af. Nobody can give it to you. Dit is die hand van Jesus Christus alleen, en die loop om die Heilige Gees. Alright. Voorwaar, ek sal sê, ek gaan begin alweer, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word deur water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie. Want wat uit vlees gebore is vlees, en wat uit gees gebore is gees. Moet jy nie verwonder dat ek vir jou gesê, jy moet weer gebore word toe. Want die wind waai waar hy wil, en die hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waar hy gaan. So as elkeen wat in die gees gebore is, die Nicodemus nou sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus sê vir hom, jy is die leer van Israel, die weet nie hierdie dinge nie, dit is verpas, iemand naast my gestaan. Weet jy of julle enig iets te sien? Ek is nie alleen. Die daadval het aan my gekeer. Ek staan nog steeds so. Ek durf nie, ek soek nie aandag nie, ek sê dat ek nou miskien het so lees. Vers 9, dis het weer, ek weet so baie af. Nicodemus dan sê vir hom, hoe kan die dinge gebeur? Hierdie dinge gebeur, Jesus het sê vir hom, jy is die leraar van Israel, en jy weet nie hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, Jesus spreek weer by homself. Ons spreek wat ons weet, en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis. Hulle neem die getuienis nie aan, en wat gebeur het. Kom jy? Johannes was besig om te doop in die woestyn. En hulle het dit nie aangeneem nie. Hoeveel duisende het gestaan om te kyk? Het gesê het weg. Het gesê het nee wat, draai om. Ek gaan nie hierdie ding doen nie. Ek gaan dit nie aanvaar nie. Hoeveel draai vandag om by die Boetlandsbank? Wat sê, Here Jesus red my, maar die hart is nie daar nie, die mond is daar, maar die hart en die gees en die siel is nie daar. Dieselfde wat daai tyd gebeur het. Luister wat sê Jesus, hy sê deur water en deur gees. As jy dus glo en dit aanneem, en almal kan sê, en jy jou sonde belydenis gedoen, dan is dit geoorloof, en jy erken dat Jesus Christus in die Here is. Jy sê, daar is te veel mense wat aan hierdie dae hulle laat dood, want sy lewens nog nie reg is. Kyk,
die aand ek gedoen was, ek toch gerook. Ek het nog gedoen. Die aand ek gedoen was. En die volgende word te wortel op die ander mens. En die volgende word die almachtige skepper God my wakker maak. Die word ek wakker aan met die mens. Dis ek nie meer Herman nie. Harry nie. Dis ek Herman. Oornag. Dus ek doen ek nie dieselfde. Toe praat ek nie meer dieselfde nie. Toe doen ek nie meer dieselfde. Ek ry my toe, moes ek weet in my bek, ek steek om nie aan nie. En jy weet, ek het tot op die 30 dag geroep. En ek ry my toe, half 3 uur in my mond. En toe daarom net in die spore gaan so, die 10 km drif van uit die verkoop op in die venster. Die devil sê my goed. Hy pak nie met jou maar derde daar aan my gekwam. Die is aan die grond, waar die hele dag nie mag kry. En ek gooi op die venster. Sê ek sal jou wees. Hier ben ek al op die sikkant. Hier kan ek as kom gehad met my scherite, 60 keer van die 30, hier kan ek met my 30 grindpas. Jy ben al ek nog achter, jy het nog nie grindpas gekom, ek was so sweets geëet. Grindpas. Jy met 30 van ek dit af, vreet jou op. Toe die Here my losmaak van dit op. Jou gehoorsaam maak aan die klok. Toe maak hy my los van die ander klok wat vir hom steek met die punt in die hart was. As jy met die groter is hy met gehoorsaam raak. Die kom by gehoorsaamheid. Dat help nie ons sê, ja Here, maar ons doen nie. Die Here dan kom by gehoorsaamheid. Hulle maak dit op by gehoorsaamheid. En nou van hierdie van vandag van julle twee. En dan is omdat is as is nou heilig maak ons as 'n kardinaal belang. Ek sê vir julle die Here Jesus Christus kom. Kyk dit wat in die gangs in die wêreld. Hy is aan die kom. Jy moet sorg dat jy jou lewe reg. Nie van ons dit prakties nie. Maar hel, ons kan dit probeer. Ons kan dit probeer. Beter wees as gister. Weer gister. Handelinge 2 vers 38. Hier kom Petrus, hy sê, bekeer julle, laat elke keer julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, na wedergeboorte, dit is wat ek gebeur met wedergeboorte, en dan moet ek vertel. En dan moet jy water doop, en hy die taalkredinge gedoen, en nog net een ding, heilige maak van naast. Begeerte ontwikkel in jou hart, een verlange ontwikkel in jou hart, om gedoop te word in die Heilige Gees. Ek het die Heer vir julle sê, ek sê dit weer, ek het gesê, ek sal nie, dat hulle voortkomst nog by die voor die mense vir my bid, praat, sal nie. En ek staan aan VK, vir een kerk, dan seker met 300-400 mense, ek staan met so, in die rafgetang was 3-4, staan hier van soveel, so, hoe dat so weer, maar van my achteraf, ek laat, hoe dat van die kant te staan. En die koros van rent waarvoor ek vervallen, tydnorige. En hy sê, jy vanavond rarig gedoet op hom, hy is kom voor ek sê, ek sal nie. Ek sal nie. Praat dat. Ek sal nie. Sê as Here wat doen my net nie so, die volgende praat ek ek die gitaar vat, so in die kamer. Toe die bidkamer, toe die binnenkamer kom en die weer moet toe aan, Mattheus 6, die bad in die taal op het. Maar ek al gesê, ek wil nie hee, mense, ek wil hee, God nie. En dis nou, sy wil 37 jaar later, ek is nog steeds dieselfde, ek is nog steeds hou vast aan die Here, hou vast aan sy genade, hou vast aan sy liefde. Dis noodsaaklik. Jy sien hier twee gedeeltes en daar wedergeboorte, sy sal julle Heilige Gees ontvang. Dit is julle nou, dit is nou jou prioriteit.
Dis nou julle punt nommer 1 vanuit na hierdie dood. En, asseblief, ek vra julle mooi, en julle, jy meneer, getuig, my kind is gedoop met water, en die Here gaan haar doop met die Heilige Gees, begin dit spreek, begin dit uitdruk, begin dit oor haar spreek. Nou, om hom te sê, hy het nog meer dit gedoen, hy het nog meer dit gedoen, dan spreek goed wat die arme man, hy kom daarom so met sy neus in die grond. Ons moet lewe spreek, ons moet positiviteit spreek, ons moet spreek, God gaan hulle doop vir die Heilige Gees, God gaan hulle optel en hoogtes toe, God gaan hulle kragtig gebruik. Dis die hoe dit nou gaan werk. Daar's nie ander manier. Johannes 3 vers 3, want ek sê vir julle, hierdie wat ek wil sê, lyk na die volgende, ek het hier geskryf, Johannes 3 vers 3, waar ek sê vir julle, as iemand nie wedergebore word, dan kan hy die koninkryk van God nie sien. Wil julle weet? As jy nie wedergebore word, dan kan jy die koninkryk van God nie sien nie, en jy gaan 'n problem. Yes, dis 'n probleem. Dit is van kardinale belang, wat is so oor 'n karre. Want die mense vat dit nie meer, want dit kos 'n prys om die ou wêreld af te lê. Dit kos 'n prys om vir jou chom te sê, wow, ek doen dit nie meer nie. Ek doen nie meer daai goed nie. Ek is 'n nuwe mens. I'm a new creation. I'm a new person. Want as jy wedergebore word, hy het my, jy ontvang nuwe gees, jy ontvang nuwe binneste, jou binneste word vernuwe van jou groot tot jou klein tot jou kroontjie. Daarom het ek gesê, die volgende môre is ek as mens. Dis onderstel as dit te wees. Die volgende toe ek in die bus gebly, my broer boven op die skietberg, waar is? Dat ek blaas het. Dat ek boven op die bus gebly, toe die man daar vloek. Nee man, wat gaan nou meer aan, hoe vloek jy nou so? Maar ons vloek het altyd so. Maar nou plaat het by jou. Gister het by die geplaan, he. Dat is nou vloek, onder die vrouwen het 2 uur gepraat, allemaal gewacht, maar selfs, ons was soveel in die bus, die sê kom erin, dan ons in die bus. Het skrik op en net so hoog. So erg dat ek in my eie kar gereid. Dan kry ek toegelaat, ek nie toegelaat op hulle voet, in my toegelaat. Staan son op my opvader, sit daar iemand, en die losse voet door, en die voet lekker. Sê wees goed. Ja, maar dan gaan we terug, gaan nog veel krijgen. Ek gaan die Jesus by jy voor, ek moet voorbij komen. Maar jy wil God sê vir my, wat is dit nie kan van die sport? Of soek jy moeilikheid, as jy daar gaan sit, soek jy moeilikheid, jy sit daar, is enetjie hier, nog enetjie hier, nog voetboortjie, nog voetboortjie, nog voetboortjie, en as jy pak spat van binnen, so die aanbouw bietjies en dan kan kom. En ek is nie waaruit nie, ek het dat my stryd is daar genoeg om nog toe te laat, om die ander mense goed op my te kom laai om. Kom as hulle, dit is daar te bekeernis, hulle saak, het plan my nie, maar het plan my. Maar ek, dit is my aanvang. En opstaan is genoeg, ek het die bed gedoen. Lekker verdag van gekomen. En dan een en mij, daar ons werk daar. Hy kalk op. Hulle werk daar. Maar snik van wil, snik hy ook op en dan van hy spel. Is maar gooi vir hom, ek jong, ek gooi wat ek aan my China. Ek sê, is goed woord wil sê. En ek weet ook mama woord. Dis eerder. So Karel Jezus op die pad. 1 Petrus 1, 3 en 4. Sê Karel. Hierso. Geseend is God en Vader van onze Here Jesus Christus, want na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van onze Here Jesus Christus. Kyk julle nou waar in die wedergeboorte nou is? Sien julle waar in die wedergeboorte nou is? Weet jy wat met julle twee te doen? Dan was dit weer stukkie wedergeboorte. Ons sal met bitte ere en wit ere sal ons hierdie goed
bestudeer het en in diepte behandel. En ons begin met wat jy doen mense. Kan ek ook weer vir julle lees? Dit is 'n sleutelskrif hier. Dis wat by dit van mekaar belang maar nie. Hoor nou hoe hy sê, geseën, hy begin so, hy sê, geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van ons Here Jesus Christus. As jy nie wedergebore as jy opstaan uit die dode nie, kan nie. Ek moet wedergebore wees, wat ek kan sê, my. Ek wil weer verder staan. Ek wil verder plaas staan. Jy sê met na wedergeboorte, julle, na wedergeboorte vandag, op regtyd dan, vandag op regtyd doen, dan julle deel van die erfdeel. Wat kan julle sê? Ek het 'n gedeelte van die erfdeel. Daar sou my erfdeel in die weg gelê. Dan kan jy ook sê, ek is deel van die koninkryk van God. Jy moes hom afgesit het, man. Ekskuus. Vers 4. Sodat ons die erfenis kan verkry wat in die hemel bewaar word. Kan ons die erfenis in wedergeboorte verloor? Ja. Jy kan. Hierdie pastore staan ons as kreele. Jy mag gered. Skryf hom terug, jy nie deel van. As die eenmaal gered. Die woord van die Here sê vir my, as hy regverdig gesonde, sal sy al sy regverdigheid doen. Hy sê, as die sondag, en hy kom tot bekering, dan sal hy sy sonde nie weer doen. So kom by, sê hulle met die skrifte gaan leer. My manne wat sê, jy mag gered of jy gered. Dat is nie so ding nie. Sê, jy is gered, altijd gered, solang jy bly in die hof van God. Dis al. Ek maak klaar. Korintiërs. As ek Korintiërs kan kry, is nou so donker. As jy die donker gebiele wees nie kan sien hoe, en die spook om my vang. Bestaan nou iets so spooke? Ja. Sê so terloops, bestaan nou iets so spooke? Ja, ek sê ja. Net sê ja. Die Bybel praat van die veldduivels, die bose geeste, en allerlei goede, daar is van hulle wat nie weg is. Daar is bose geeste. Ons stryd, is nie vlees en bloed. Die bose geeste, alles wat ek doen is met dit op die Here. Wat ek nou gedoen het, weet waar iemand verneder om te sê, ek weet nie. Ek gaan nou onthou, want as dat grap by dit gedoen, dan gaan jy dit onthou. Maar dit is belangrijk. 2 Korintiërs, dis wat kan lieg. 2 Korintiërs 6, 11 tot 16. Hoor hier so julle. En dit was sommige van julle, maar julle laat afwas. Môre. Want julle is geheilig. Die verander van môre. Verander van môre, mevrou. Want julle is geheilig. Maar julle is geregverdig. In die naam van Jesus, van die Here Jesus. En deur die Gees van ons God. Amen. Wat dan het ons so mooi duidelik gemaak van hy skrif die man, en sy kom die lewe. Dit is so interessant, dit is so prachtige
kragtige skrif, lewensgewende, dragende skrif. Dis ongelooflik dat die mense dit nie ken nie. Kom en dan sê hy so, ek gaan nog net eendag verder lees, tot by 16. Hy sê, alles is my geoorloof. Ek wil nog vir julle 'n bietjie hier gegoedjies sê, dat mense sal stryk aan. Hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Amen. Dis die woord. Hy sê, alles is my geoorloof, maar ek moet die Here sal oorheers nie. Is my geoorloof om my trek te vat? Ek mag nie oorheers nie. Ons praat daarvan nou. Ek moet hier stop en ek sê, hy check my skeer. Nergens in die Bybel staan, jy mag nie rook. Maar hy sê, jy mag nie jou niets onderwerp. Jy mag nie jou afpad word, en ondanks dat jy afpad geword het, dat jy nie eers gewag vir 10 minute, dat jy kyk net klaar as jy gaan rook nie, dat jy afpad geword. Jy moet nie, dan is dit sonde. Maar as jy kan dit los, ek weet ek weet af, maar as jy dit kan los vir 3 maande, maar jy kan bewys, jy kan dit los vir 3 maande, en dan weer 'n week rook, en dan weer los vir 6 maande, dan sê ek, shop, hier is dit. Ja. Dan sê ek, shop, hier is dit. Dan is dit, sorry, begin van vooraf. Nou hierso. Die voedsel is vir die maag. Ek het dit is net interessant dat so baie mense oor praat oor sekere kossoorte. Weet jy, die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sê wel as die ander tot die maag. En die liggaam is nie vir Here nie, maar vir die Here, en die Here is vir die liggaam. En as die liggaam ook, en as God dan ook die Here die opgewek en as ek toch nou julle, en God het ook die Here opgewek, en sal ons ook opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle liggaam met die lere van Jesus is nie, Christus is nie? Sal ek dan die lere van Christus neem en dit die lere van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Maar weet julle nie dat hy wat met 'n hoer omgaan, met haar een liggaam is nie? Maar nie 2 sê die woord van die Here. Dan sê jy die vlees wat ons so sien, dis nie waar dit gaan oor die geestelike dimensie. Hoe as jy met so 'n vrou saamspel, word jy deel van haar. Daar is so baie skrifte wat sê jy moet nie betrokke raak nie, jy word saam met haar vertrek. Daar is so baie. Ek wil nie daaroor gepraat het. En Here wil nie van ons staan en ons plank. Julle het voor die ware woord van God in 'n kort sin gehoor. Amen. Ek het eintlik 'n 3 weke tyd met julle goed behandel, julle 2 en so aan, maar is alraai, julle is dan nie so stupid nie. Moenie in dieselfde juk trek as 'n gelowige, ek het nou vir julle 'n getuienis gegee, moenie in dieselfde juk trek as 'n gelowige. Ons is nie deel van hulle nie. Dit is God, man. Ons is special. Ek het ook in daai kerk gesê, en hy sal gesê, ons is 'n verkose priester, heilige priester, tot gekose Godskap. Dit kan wat ek sê. Jy is 'n gekose priesterdom, jy is deel van God se priesterlike dom. Amen. Laat die mense daar maar doen en praat wat hulle wil, want dit is moontlik om alles te verloor. Luister hierso, en nou julle asseblief, ek het 'n reël gebring, want ek het gedoen laas Sondag. 'n Paar mense by steeds ongetrek. Dis skrif. Nee, dit is ook nie my skrif wat ek julle sê. Hebreërs 6, vers 4 en 6. Hoor julle moet mooi luister. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en gered is, en die hemelse gawe gesmaak het, die Heilige Gees gesmaak, en die Heilige Gees deelagtig geword het, vers 5, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, vers 6, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe.
Dis die woord. Jy nou mooi geluister. Dis nie dat jy so grys maak binne as 'n kom. You can lose it in a second. En ook wat is van alwerk is. Al die beloftes. Al die eerstgeboortereg verkoop vir 'n pot mensop. Ja, praat oor die pot mensop. Hy sê, kom net en sê 6 vers 6 laat. En dan volg word om nie weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer gekruisig en ooplik tot skande gemaak het. Hebreërs 10 vers 26 en 27 is die tweede ene. Want as ons ook opsetlik sondig, luister na julle asseblief. Mama, moment nie, boek. Asseblief, listen nou mooi, luister nou mooi. Hy sê, want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Daarom as jy sê, maar lees in jou Bybel. Vers 27, maar 'n verskriklike verwagting, dit is ek nou te praat, moet kom. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. Jy sien dis baie belangrik om te bid en waak vir Here. Baie belangrik vir Here. Die bid om te waak vir haar. Dis maak om te verwy. Dis maak om te beskil. Dis maak om verwy te gooi. Goed uit te spreek. Maar dis maak om te ons wil ons nie graag iemand ander ons bless nie. En dan word hulle net bless as ons. 2 Korintiërs 12, 13 en 14. Nee, pas op. Dis in julle hande. Ek gaan hom by julle los. Julle sê slim, Herman. Virginia Herman en nou sê hy. Ik heb niet zo wel afgevonden bij mij. Wie vind? Ja. Ik kan een hele roep weer. Mijn hart al. Ik heb daarvoor echt gevallen. Maar die is niks zo meer. Maar de koolst is zo weer. Ik heb daar eens. Je kunt het drinken door een boodschap in mij. Waarom heb ik dat gegaan? Ik wel. Allemaal. Jij hè? Heb je die kracht af? Ah, poëzie. Zeg maar hoe zelf. Ach, rust man. Ja, hoe is het? Die wereld niet in elkaar stijgt. Nou ja, jullie dames, kom staan hier voor alsjeblieft. Kan jy muziek speel nie? Van mij. Dat is nou maar so. Nou, ek het jou voor die aksie speel nie. Ja, kijk. Die staan hier, kijk verder. Het is om my heerlijke voorrecht. Hierdie 2 mensies. En die Here op te dra vanmôre. Met liefde. En 'n verwagting. En beskerming van die engele. En die leiding van die Heilige Gees. Sodat daar kom op 'n punt en 'n punt in 'n plek. Maar ek kan dit roep hemel naar die hemel. Vader, doop my met die Gees. Met die Gees oor. God soek arbeiders in die veld. As min mense op reg hier reg nie. As 'n verskil tussen speel die tussen namaak en die werklikheid. En die wat dit in die werklikheid is so min. Werklik so min. Omdat hulle nooit regtig hulle nooit regtig gedoen het. En hulle net 'n paar vrae gestel en
sê. Wil nie laat my goed hier. Even hier so, klap aan. So daai is dit ook. Of the shackled from the onset of time. For the chains of defeat, there's no key. See the deep. Kan jy altyd transfer af jy hand af jy altyd. As jy net maar voorstel met hulle dood. Dus dat je die vrije kist gaat doen. Mooi dat gisteren was het hier. En dan ga ik weer een bepaald gegeven geven. Wil je er afstaan? De lijn. Ja, soms niet aan gaan doen. Leiden dan terug voor en dan voor je los te gaan. Dan staan we aan de hele meestal. Hier in de eerste 2 minuten. The shackled release from their chains, and thousands of voices are swelling the song. Worthy the Lamb that was slain. Onze Vader, dierbare Schepper God, stond bij voor die mooie naam, laat me op de naam, laat me ons Heer Jezus. Vader ons, als we elkaar in de gemeenschap met die paar mensen Israël, die kunnen mensen op het morgen besluit te nemen, het u te volgen. Vader ons ken nie hulle lewens, maar u ken. Daarom wil ek elkeen van hulle persoonlik vir u voete kom neersit. Wil ek bid vir die leiding in die saal van u soete Heilige Gees. Wil ek bid, Vader, dat u soete Gees hulle sal help om te breek met elke bang en elke binding en sonder toestand wat nog in hulle lewens voortgekom. Wil ek smeek in voor die pleit, Vader, dat u weer aan water kan vermoorden. Dat er nog aan my kant uitkom. Nieuwe mens, opstaan met een nieuwe mens, die oude mensen die water kan los, opstaan met een nieuwe mens in Jezus Christus. Vader, het heilige vanmorgen uit, ek sê dit vir u te doen. En as u nou gaan doen, Vader, bid ek dat u sal vir die water sal wees, en keer op een andere actie in Jezus naam. En die leven sal veranderd zijn. En Jezus Christus veranderd. Ons dank u daarvoor. Eer u. Ons loof u. Asseblief staan ons. Petronella, Sophia van Leven, grond van jou blydenis, eie getuienis, doop ek nou in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan zo je laat doen. Makkelijk niet, hè?
Petersen, grond hoe jy geloof en hy getuienis, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sê net die voornete. Kan hy so doen?